Goeiemôre aan almal wat vanmôre inskakel by ons oggenddiens. Ons wil regtig vir julle sê baie welkom en dankie dat jy oor die afgelope 9 weke saam met ons deur die reeks gegaan het en die tema waar was God toe dit seer gemaak het. Ons kom nou aan die einde van hierdie reeks en wil vanmôre kyk na die laaste boodskap in hierdie reeks. Ek wil ook vir jou vra dat jy jou Bybel nader sal trek en vir ons oopmaak by die boek van Josua, die 6de boek in die Ou Testament, hoofstuk 1, en ons sal dan later uit daardie hoofstuk saam lees. Ek wil vanmôre met jou kom praat oor die tema vanmôre om oor te gee aan God, selfs al maak dit seer. En dit is baie belangrik dat die pyn wat ons in die verlede opgedoen het, die wonde en die verliese, is geweldig pynlik. En nou roep God ons dat ons dit aan hom oorgee. En dis nie altyd vir ons maklik nie, want verandering is nie altyd maklik nie. Verandering is nie vir my nie. Ek hou nie van verandering nie. En verandering maak dit vir 'n mens moeilik. Verandering wek angs by 'n mens. En dit weerhou my, want ek is so gewoond aan my comfort zone, aan my gemaksone, dat ek dan sê, maar alles is reg. Ek hoef nie te verander nie, ek sal cope, ek sal deur hierdie dinge kom. En dan later sit ek met groter probleme. Want jy sien, die Here roep ons om te verander. Hy wil iets wonderlik in jou bewerk en iets wonderlik in my bewerk, en dit kom deur verandering. Maar in ons mensheid weet ons dat dit moeilik is om te verander, en die Here Jesus self, in Matteus 26, waar hy in Getsemane was, het ook in sy mensheid, want Johannes 1 vers 14 sê, en hy het mens geword en onder ons kom woon, dat ook in sy mensheid het hy geworstel. En ek wil graag saam met jou, vir jou lees, uit Matteus 26, daarvan vers 38, toe hy in Getsemane was. Nou kom ons hoor wat sê die Bybel. Vers 38, toe sê Jesus vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Verandering sou meebring dat hy aan die kruis moes sterwe, dat hy vir ons sonde moes betaal, dat God sy rug op hom sou keer, en dis vir hom intens, en worstel hy in sy stryd, vers 39, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Let op sy worsteling, sy stryd teen verandering. Vers 41, waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Die disippels wat bly slaap het, en nie saam met hom gewaak het, in daardie uur, nie die moed gehad het, nie maar geslaap het, en in hulle comfort zone gebly het. Vers 42, weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my verby kan gaan nie, sonder dat ek dit drink nie, kan jy let op sy worsteling, sy stryd, en so ook in vers 44 het hy dan dieselfde woorde geuiter, totdat hy besluit het om moed te skep en gesê het, nie my wil nie, maar u wil, want daardeur kon ons verlossing kry, daardeur kon ons redding kry, daardeur kon ons vergifnis gekry het. Want jy sien, verandering bring 'n nuwe ondervinding, 'n nuwe ervaring, 'n nuwe belewenis na vore, 'n nuwe gebeurtenis, en jy en ek sal die resultate daarvan pluk. Maar as ons bly weghardloop en stoei teen verandering,
sal ons nooit die resultate kan pluk en belewe wat God vir ons in mag het. Jy sien, ons harte moet nie net gereed wees vir verandering nie, ons moet die vlees oorwin. Daarom kon die disippels nie hulle vlees oorwin nie, en Jesus vir hulle gesê het, die gees is gewillig, want moed en verandering lê gewortel in die gees wat dan tot aksie oorgaan. Die veranderingsproses moet plaasvind vir genesing, vir heling, vernuut word. Maar die vyand wil teewerk teen die veranderingsproses. Hy wil jou in jou comfortzone hou, hy wil jou in jou gemaksone hou, maar die Bybel is baie duidelik in Romeine 12 vers 2. Moenie aan die wêreldse denkprosesse gelykvormig word nie. Die wêreldse denke gelykvormig word nie, maar word verander, be ye transformed, deur die vernuwing van u gemoed. En wat is die resultaat? Dan sal ons die goeie, volmaakte, perfekte wil van God beleef. So vind ons dit ook in Nehemia, waar Nehemia, die geestelike leier, die mure van Jerusalem herbou het, en hy die volk geroep het, en hulle saam die mure herbou het. Maar terwyl hulle die mure besig was om te herbou, het hulle teenstand gekry teen die Sanballats van hierdie lewe. Maar Nehemia kom leer ons 'n baie belangrike les, dat ons moet aanhou met die bouery, want hulle het aangehou met die bouery om hulle einddoel te bereik, ten spyte van die teestand, ten spyte van die vyande wat op hulle pad kom, dat hulle dit moet beveg. Daarom sê hy in Nehemia 4 vers 17 en 18, die Judeërs het aan die muur gebou, die wat boumateriaal moes aandra, het met een hand die werk gedoen, en met die ander hand in die wapen vasgehou, en die bouers het elkeen sy swaard aan sy heupe gegord en gebou, en ons moet presies dieselfde doen, want die vyand gaan jou visie en jou missie weglei, sodat jy terugval in jou comfort zone. Hy wil nie hê dat ons moet verander nie, hy wil nie hê dat ons moet transformeer nie. Ek weet, hierdie proses is nie maklik nie, want verandering beteken dat ek 'n nuwe denke moet ontwikkel, en daarom as ons die Bybel bestudeer en die Bybel lees, dan leer die Bybel vir ons, die woord van die Here vir ons, dat hy ons sal toerus, dat hy vir ons moed sal gee om te volhard. En daarom is dit so belangrik dat ek moed aan die dag moet lê, that I need to have courage. Nou die vraag is, wat is moed? What is courage? Iemand definieer die woord moed as volg. Moed word omskryf as 'n verstandelike of 'n morele krag wat ons in staat stel om te waag, om te volhard in gevare, om vrees en moeilikhede te staan. Moed beteken letterlik dat ons innerlik versterk is in ons gees, en daarin lê dan 'n diepe vertroue om ook in die Here te rus. Wat kom sê ek vir? Moed is 'n geestelike vastigheid in die gees. Nou wanneer my gees vastigheid het, gevul met die Heilige Gees, gaan dit ook my sielsdimensie beïnvloed met moed. My gemoedstoestand beïnvloed met moed. My wil en my wilsbesluite beïnvloed met moed. My emosies beïnvloed met moed. En dan gaan ek oor tot aksie om my probleme en moeilikhede te hanteer. Want moed bied en bring vertroue om bo my omstandighede uit te styg. Courage is a strength of purpose and steadfastness of will in the presence of life's threats
and tribulations, kan ons verstaan hoekom die martelare, wat lei vir hulle geloof in die Here Jesus, bereid is om op die brandstapel te sterwe, bereid is om te sterwe, om die Here Jesus nie te verloor nie, want hulle het geestelike moed, wat dinamies in hulle geesdimensie is, en hulle lewe beïnvloed. Hulle hardloop nie weg nie, hulle staan vas, ten spyte van. Dit is daarom dat 'n persoon wat moed het, sy probleme kan hanteer, en nie weghardloop daarvan nie, maar die probleme in die oë kyk, en sorg dat dit opgelos word. Die persoon wat moed het, reageer nie met besluitloosheid, of met lafhartigheid nie, of met oorhaastigheid nie. Inteendeel, 'n persoon wat moed het, handel met die gees, met krag, en met standvastigheid. Omdat die persoon met moed innerlik sterk is, heers hy oor sy omstandighede, en kan hy sodoende sy verliese, die pyn in die verlede, die verwerping, kan hy hanteer, want die moed help hom om bo uit te kom. Waarom? Want die geloof is in die Here Jesus Christus. En as ons na sy geloof kyk en sy moed hier op aarde in sy lyding, dan inspireer hy ons en dan roep hy ons as sy volgelinge. Wie moed het, sien vir baie dinge kans, ten spyte dat dit jou veiligheid nie waarborg nie. Ten spyte dat jy en ek moet waag in hierdie lewe en dinge trotseer. Jy sien, moed gee ons innerlike krag. As ek nou na 'n sagte bal kyk, byvoorbeeld 'n tennisbal of 'n ander bal, en ek druk daarteen, dan gee dit mee. Dit maak so 'n duik. Wat beteken, dit kan nie die druk hanteer nie. Maar wanneer ek na 'n kriekebal kyk, en ek hanteer 'n kriekebal, en ek druk my duim teen die krieketbal, dan gee hy niks mee nie. En daarom roep die Here vir ons, deur die voorbeeld van hierdie krieketbal, om nie mee te gee nie, om druk te kan hanteer. 'n Sagte bal kan nie druk hanteer nie, maar 'n harde bal. En dan sê die woord van ons in Romeine 8 vers 37, ons is meer as oorwinnaars in Christus wat ons lief het. Job 1 vers 21, onder al sy ontberinge wat hy deurgemaak het, en self 'n vrou wat vir hom sê, dat hy moet God vloek en sterwe, en dan kom hy in met moed, en hy sê, die Here het gegee en die Here het geneem, geloof sy die naam van die Here, daar's lofprysing in sy ontberinge, in sy dit wat hy deurgemaak het. Dieselfde met Dawid, toe sy eie manne hom wou doodmaak, in 1 Samuel 30 vers 6. Dawid het in homself in die Here bemoedig, te midde van die vreessituasie dat sy eie mense, soldate, hom wou doodmaak. Jy sien, die moedige persoon handel met vertroue en benut die uitdagings in sy lewe en hanteer die uitdagings met krag en sterkte. Iemand het gesê, courage weds a positive outlook with bold action. With courage we can be willing to take risks when our objective is worthwhile. En daarom is dit belangrik dat ons objektief moet wees om heel te word, om die mure af te breek, sodat ons werklik die vreugde en die vrede in die Here kan beleef, want hy het gekom om vir ons lewe en oorvloed te gee. When persons are discouraged or frightened by what they face, then the phrase "be courageous" reminds them that in Christ they can abandon their negative attitudes and face life's issues with confident, optimistic attitude that disposes them to the act of faith. En die geloofshelde
in Hebreërs 11 het almal met moed gelei vir die koninkryk. 'n Persoon met moed is 'n wenner. Maar dit beteken nie dat 'n mens net altyd moed gaan hê nie. Daar kom tye wat ons dalk nie moed het nie. En daarom is dit belangrik dat die woord van die Here vir ons sal toerus. En die woord van die Here leer ook vir ons in Josua 1 dat ons dikwels moet moed skep. En kom lees dan saam met my in hoofstuk 1 die eerste 5 verse. Moses is dood en die Here gee dan nou vir Josua hierdie groot geweldige opdrag. Kom ons lees saam. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê: My knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar jou voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn en hierdie Libanon af tot by die groot rivier, die Efraatrivier, die hele land van die Hetiete tot by die Groot See in die weste sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor julle stand hou al die dae van jou lewe nie, soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. So die Here bemoedig hom om vir hom hierdie belofte te gee dat hy met hom sal wees. En dan kom die Here en 4 keer in daardie hoofstuk word Josua aangespreek, 3 keer deur die Here, 1 keer deur die volk, dat hy moet sterk wees en vol moed. Kyk saam met my, vers 6. Wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Want jy sien, voor die tyd het Josua baie dinge gesmaak, want hy was saam met Moses toe die Here die see gekloof het en hy kon deurstap. Toe die Here manna gegee het uit die hemel, voedsel vir die volk Israel. Toe hy die kwartels voorsien het vir vleis vir die volk. Toe hulle as verspieders die land ingegaan het, Numeri 13 en 14, en Josua en Caleb teruggekom het, want hulle het moed gehad en gesê het, ons kan hier die land inneem. En nou ook in hierdie gedeelte moet hy weer moed kry. Vers 7. Wees net baie sterk en vol moed, sê die Here vir Josua. Vers 9. Wees sterk en vol moed, sê die Here die 3de keer vir Josua. En dan in vers 18 lees ons waar die volk vir Josua sê: Elke man wat teen die bevel wederstrewig is en na u woorde nie luister met betrekking tot alles wat u ons nie sal beveel nie, moet gedood word. Wees net sterk en vol moed. Jy sien, Josua het baie moed gehad, want hy het hierdie groot taak op sy skouers gehad om die plek van Moses te vervul. Wat was sy geheim? Om moedig te bly. Kyk terug na vers 8. Die Here gee vir hom vers 8. Hierdie wetboek mag uit jou mond nie wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Die engel sê, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. En dit is ons wapen om moed te skep, om geïnspireerd te wees, om proaktief en aktief te werk te gaan. Wat sê ons vir mekaar vanmôre? Die woord is nie net om vir ons genesing te gee van ons verliese,
van ons seer en van die pyn wat ons opgedoen het nie, want die Here is Jahwe Rope, die God wat genees. Hy gee vir ons die moed om na die groot geneesheer te kom. Verder in die tweede plek, die woord is ook daar om tot my hulp te wees, om die mure wat ek rondom my gebou het, om dit af te breek, om moed te hê om dit af te breek, deur die woord geïnspireer, sodat ek weer die vreugde van die Here kan ervaar, want hy het gekom om vir ons lewe in oorvloed te gee. Maar hoor wat sê Romeine 15 vers 4. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is tog opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en die bemoediging van wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. En mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee dat julle eengesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Die skrifte is ons bemoediging as ons dit ken en dit in ons hart bære, so Dawid gesê het, ek het die woord in my hart gebære. Nogtans moes Josia daaraan herinner word om sterk en moedig te wees, soos wat hy by Moses oorgeneem. Miskien, ek weet nie waar jy op hierdie oomblik met die Here is nie. Miskien het daar weer vrees in jou lewe gekom. Miskien het jy dalk teruggeval. Miskien is daar dinge waarmee jy worstel en jy het moed verloor. Wil ek jou weer oproep na Romeine 15 vers 4. Dis die skrifte wat hoop gee en God is die bron van alle bemoediging dat jy na hom sal terugkom. Ek weet dit gaan baie moed verg om jou mure af te breek, om dit te oorbrug. Maar as jy moed in die Here het, sal jy hierdie mure afbreek. Ons weet dat vrees 'n gevaarlike ding is en dit neem ons moed weg. Dit maak ons onseker. Daarom gee die Here vir ons oorwinning. Hy het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing om ook hierdie toekoms en die omstandighede te hanteer, ongeag wat ons pad teekom. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê en vir myself, wees sterk en moedig, terwyl jy die areas in jou lewe moet verander om oorwinning te kry. Ek sluit af met 2 baie kosbare gedigte wat 'n vrou met die naam van Beryl Raubenheimer geskryf het. Nou haar seun het al haar gedigte saamgevat en in 3 bundels geplaas. En want sy het kanker gehad en eventueel het sy ook gesterwe in kanker, van kanker. En een van haar boekies is My Victory Walk, skryf sy oor leaving the past behind. En dan skryf sy die volgende: Some memories really hurt so much, as most of us know. Of course there were some happy ones, but it seems they are first to go. We just keep clinging to the thoughts that bring us so much pain. And before we know, it is the tears that are falling once again. The Apostle Paul would say to us, please leave the past behind. Press on into the future, where there's so much that is kind, who really needs to hold on to so much that causes pain. Just let it go. You'll feel relief, then start to live again. En dan kom sy by die bron, wat ook jou en my bron moet wees. En sy titel hierdie gedig, He paid the price. Every time we take our eyes from our loving heavenly Lord, just turn our backs on the one who've been our loved and most adored. A drop of blood just drips again from the heart of Christ the Lamb.
and we cause a grieving in the heart of the only great I am. Every time we fall from grace and walk through sin's wide door, we know that we have nailed our Lord to the brutal cross once more. Let's take a stand and go to God before each dawn it breaks, and ask our Heavenly Father to prevent our sad mistakes. We need Him to guide our lives, to save so much of pain. Let's never ever nail Christ to the brutal cross again. En mag die Here vir jou wonderlike oorwinning gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons aan die einde van hierdie reeks kon kom, en dat U vir ons kom leer het, dat Christus vir ons oorwinning wil gee, deur ons pad van pyn en van verliese, om ons heel te maak, om ons gesond te maak, en gee dat ons dan nou hierdie wat ons geleer het, sal toepas in ons lewe, om vir die Here meer bruikbaar te wees, sodat ons in ons verlede, dat ons dit kan nalaat en agterlaat, en kan lewe in die krag en die autoriteit van die Here Jesus. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.